Goeiedag. Het jy al ervaar hoe 'n enkele aanmerking wat iemand maak, soos 'n skerp mes in jou hart steek? Of dat iemand vir jou vertel wat, kom ons sê maar, ou Jan van jou gesê het, en dit tref jou diep. Jy het dalk nog altyd gedink ou Jan is aan jou kant in hierdie lewe, nou vind jy uit dat jy jou misgis het. Die wyse en glorieryke koning Salomo het nie net bewonderaars gehad nie. Elke mens het iewers iemand wat vir jou die neus optrek. Hierdie koning met die baie vroue, ek kan nooit help om te wonder of dit nou iets 'n wyse ding was om te doen nie, het waarskynlik ook onder kinderpraatjies deurgeloop en hierdie praatjies het hom seer gemaak. In Spreuke 12 vers 18 skryf hy: Daar is kinderpraatjies wat soos dolksteke is, maar die tong van wyses is 'n geneesmiddel. Ek wil veral hierdie laaste gedeeltetjie weer lees. Maar die tong van wyses is 'n geneesmiddel. 'n Wyse mens, so het ons met hierdie week se dagstukkies besef, is iemand wat met die gevolge van sy dade en woorde rekening hou. 'n Wyse mens het dus ook ontzag vir die Here. Jakobus herinner ons in hoofstuk 3, vers 8 en 9 daaraan dat ons medemense na die beeld van God geskep is. Hoe, wonder hy dan, kan ons God loof en dan die mense wat na sy beeld gemaak is, vervloek? Ons kan selfs verder gaan as Jakobus. Ons kan Jesaja 53 vers 5 lees. Daar staan dat die knegt van die Here se wonde vir ons genesing bring. Mag ek dan iemand vir wie hy gelei en gesterf het, vir wie hy wonde opgedoen het? Mag ek dan iemand vir wie hy dit gedoen het met die dolksteke van kinderstories aanval? Moet my woorde nie liewer soos die knegt se wonde vir mense genesing bring nie? Ek weet jy wil graag 'n wyse mens wees. Soek dan elke dag vir jou iemand uit wat onder die dolktonge van ander deurgeloop het. En laat jou woorde dan genesende salf aan sy of haar wonde smeer. Ek sê dit nie as iemand wat dit self altyd reg kry nie. Ons struikel almal, sê Jakobus immers, maar hy wil nie hê dat ons dit as verontskuldiging gebruik nie. Hy rig dit as 'n waarskuwing met die hoop dat ons die Heilige Gees sal toelaat om besit van ons tong te neem. Daarom moet ons mekaar voortdurend daaraan herinner dat ons woorde genesend moet wees en nie verwondend nie. Leef van nou af met daardie wysheid. Kom ons bid saam. O Heilige Gees, maak tog ons tong 'n heilige en helende instrument in hierdie verwondende wêreld. Amen.